Lig op lig, Maluti FM 97.1. Bijna aan die einde van ons program. Ons lees vanmôre uit Handelinge 9 vanaf vers 19 in die Nuwe Testament. Saulus preek in Damaskus. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Almal wat dit gehoor het, was verbaas en het gesê, is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep wou uitroei nie? En het hy nie ook hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesterhoofde te bring nie? Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Na verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Paulus te vermoor, maar hy het van hulle planne te hore gekom. Dag en nag was hulle by die stad se poort op uitkyk om hom dood te maak. Maar sy medegelowiges het hom een nag geneem en in 'n mandjie laat afsaak deur 'n opening in die stadsmuur. Saulus in Jerusalem, vers 26. Saulus het na Jerusalem toe gegaan en het geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was van hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Barnabas het egter hom oor Saulus ontferm en hom na die apostel toegebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad van die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het, en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. Saulus het oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieksprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle het probeer om hom te vermoor. Toe die gelowiges dit agterkom, het hulle hom na Caesarea toe geneem en hom daarvandaan na Tarsus toe weggestuur. In die hele Judea, Galilea, Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. Vers 32, die genesing van Eneas. Petrus het baie rondgereis en het op 'n keer by die gelowiges gekom wat in Lydda gewoon het. Daar het hy 'n man met die naam Eneas teëgekom, wat verlam en al 8 jaar lank bedlêend was. Eneas sê Petrus toe vir hom, Jesus Christus maak jou gesond, staan op en maak jou bed op. Hy het dadelik opgestaan, al die mense van Lydda en die Saron vlakte het hom gesien en hulle tot die Here bekeer. Die opwekking van Tabitha, vers 36. In Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, in Grieks Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. Juis in die tyd toe Petrus in Lydda was, het sy siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in 'n bokamer neergelê. Aangesien Lydda naby Joppe is en die gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle 2 mans na hom toe gestuur met die versoek, kom toe gou na ons toe oor. Petrus het dadelik saam met hulle gegaan, toe en daar kom, het hulle hom na die bokamer toe geneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom klere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog gelewe het. Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor en baie mense tot geloof in die Here gekom. Petrus het geruime tyd daar in Joppe gebly, by sekere Simon, 'n leerlooier. Hierdie gedeelte uit Handelinge hoofstuk 9 tot by die einde van die hoofstuk in die 83 vertaling. 'n gedeelte waar ons lees van Paulus of dan Saulus wat kragtig preek, dat die mense byna nie kon glo dat hierdie man wat kort van tevore die gelowiges vervolg het, nou in die naam van die Here openlik preek, en ook dan so aan vervolging
en minagting van die kerk blootgestel word, of kan word. Ons lees dan ook so van rus en vrede in die tyd van die kerk, dat die kerk gevestig geraak het. Byna asof die Here kans gegee het dat almal in die kerk 'n tyd van opbou en bloei beleef. Want ons hoor ook dat die lede nie al meer geword het. En so besef ons dat die Here vir ons partykeer tye gee van struweling, van uitdagende tye, maar ook ander tye van rus en vrede, sodat ook in ons lewe en in die kerk tyd van opbou en bloei en rustigheid kan wees. Sodat ons ook gereed gemaak kan word vir die tyd van uitdagings en vervolging en van groter struwelinge, miskien met mekaar, maar ook na buitentoe. Dit is nie elke dag moontlik, en ek glo ook nie die woord so te wees, dat almal elke dag in rus en vrede moet leef nie, want dan sal ons nie groei en sterk word in die koninkryk van die Here nie. Ons sal ook nie groot en sterk word in ons eie lewe, in ons eie persoon nie. Daarom is die lewe waarskynlik meer daarop gerig om ons uitdagend elke dag te konfronteer. Dit is waarskynlik nie maklik nie. Ja, het is nie maklik nie, en baie moeilik. En party konfrontasies, soos baie van julle wat luister, mee kan assosieer, of het in jou lewe, of in jou familie, jou gesinslewe, dalk in jou gesondheid, of dalk in jou finansies, was of is, weet ons, daar kom tye van uitdagende omstandighede. En dit is tye wanneer die Here ons karakter bou en sterk maak, sodat ons die volgende trap met vertroue, met geloof kan voortgaan. Mag het vir julle elke dag moontlik wees om voluit voort te gaan. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.